altyd 'n voorreg om die woord te deel. Dit is altyd 'n nederige plek om die woord te deel. Mens deel nooit die woord van 'n plek waar jy gearriveer het nie. Ek onthou as 'n student by een van die beste universiteite in die land. Ek sal nie die naam noem nie, maar ek het daar naby op plase in die Parel gaan bedien. Ek het nie die universiteit se naam gesê nie. Ek onthou op Sondag het ek gegaan en dan die ouens wat in die wingerde geoes het ons vir hulle gaan preek. En ek onthou hierdie spesifieke Sondag, ek het my beste gegee, Rian. Dit was diep van die binne, vol baie trots oor ek weet en ek gaan gee en terwyl ek preek. Ek weet nie of julle die breingemeenskap ken nie, maar hulle is altyd baie eerlik en dit is so goed. Ons het dit meer nodig in ons lewens. En terwyl ek preek is hierdie vroutjie wat kliphard in hierdie gehoor skree, ag Here help hom, hy sukkel 'n bietjie. So mag dit nie so wees vanoggend nie. Ek het intussen my les geleer. Needless to say, ek het vanaand daai diens geland en huis toe gegaan. Ek bid regtig dat die woord elkeen van julle sal bedien vanoggend. Ons gaan saam lees uit Matteus 21. Matteus 21 is die skrifgedeelte vir vanoggend en my tema van my boodskap is wanneer God vra wat hy nie nodig het nie. Wanneer God vra wat hy nie nodig het nie. Nou, op die oog af klink dit vreemd, nê? Hoe die almagtige God, die skepper van alles, hemel en aarde, hoe hy iets sal vra. Dit klink vreemd. Wat nog meer vreemd is, as ek nou iets gehad het, Alexander, gooi gou my brilkassie daar. Dankie, ek gaan hom vir jou gee. Hierdie is my brilkassie, ek gee hom vir jou, en nou wil ek met hom teruggee. Dis baie vreemd, dat hy wat alles geskaap het, iets van ons sal vra, wat hy gemaak het. En so die vraag waarna ons vanoggend gaan kyk, het God regtig jou vrygewigheid nodig? In die lig van Psalm 24, het God regtig jou vrygewigheid nodig? Psalm 24 vers 1 staan daar, die aarde en alles wat daarop is. Is daar iets wat ontbreek? Die aarde en alles. Wat is alles? Alles. Wat daarop is. Die wêreld en die wat daar woon. Is daar iemand uitgesluit? Alles behoort aan die Here. En so hoekom dan sal die Here vir ons vra om ons tyd en ons vermoëns, ons talente te gee vir iets waarby ons nie direk baat nie? Hoekom sal die Here vir ons vra, luister mooi, om ons geld te gee vir die kerk? Nee, kerk vra altyd geld. Vir sending, vir armes, vir charities. Hoekom sal die Here iets vra wat hy nie nodig het nie? Matteus 21. Ons lees vanaf vers 1. Toe hulle Jerusalem nader en by Bethphage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar voor julle en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei en ander weer het takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare het voor hom uitgeloop en die wat gevolg het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. En hulle het gevra: wie is hierdie man? Die skare het gesê: dit is die profeet Jesus,
die een van Nasaret in Galilea. Here, soos ons in die woord spandeer, volgende tyd spandeer, Heilige Gees, bid ek, kom bedien ons met waarheid. Kom wys vir ons die waarheid van hierdie skrif en hoe dit van toepassing is op elkeen van ons se lewens. In Jesus naam, amen. Baie bekende gedeelte, nee, dis hierdie verhaal van Jesus se intog in Jerusalem, wat aan ons bekend is as Palmsondag. Die begin van Passieweek, Paasweek. Die begin hier van Passiesondag. En so Jesus, saam met al sy disippels, kom op die Olyfberg, en op die Olyfberg, as jy op die Olyfberg sit, kan jy Jerusalem fisies sien. En so hy kyk uit oor Jerusalem, weet wat kom, 6 dae voordat hy gekruisig word. 6 dae. En hy stuur sy 2 disippels vooruit en sê, gaan na hierdie dorpie toe, daar sal julle 'n donkie en haar vul kry en bring hulle vir my. En dan hierdie vers 3. Let op vers 3 wat hy sê, en as iemand julle vra, hoekom vat julle die donkies? Moet julle sê, die Here het hulle nodig. Kom vra God vir iets wat hy nie nodig het. En dan hierdie kort antwoord van die man, van die eienaar, en hy sal dadelik hulle gee. Baie ironie in hierdie vers, baie ironie in hierdie stuk wat ons gelees het. Val in die lig van Psalm 50, vers 10. Hoor gou wat sê dit? Want al die wilde diere van die bos is myne. Die vee op die berge by die duisende is God se. En so God, die een wat die vee by die duisende op die heuwels besit, kom leen 2 donkies. Baie ironies. Die een wat alles geskaap het, nê, vra vir iets wat hy gemaak het. Sekerlik glo ons almal dat Jesus in daai oomblik net kon sê, laat daar 'n donkie wees. En dit sou so gewees het. Net soos wat toe Abraham en Isak teen die berg opgaan, Abraham vir Isak moes offer, en hy het gesê, God sal voorsien, en boem, daar staan die ram. Sekerlik kon God net so in hierdie oomblik ook voorsien. Maar hy kies om na 'n mens te kyk en te sê, ek het jou donkies nodig. Net soos wat hy na die weduwee kyk en sê, ek het jou meel en olie nodig. Die God wat die hemele kan oopmaak en voorsiening uit die hemel uit kan neerbring. Jesus homself, toe hy honger was, hoe hy bedien is, toe hy in die woestyn deur die Satan getempteer is. Tempted. Ek weet nie wat se Afrikaans nou nie. In daai oomblik kom die engele en hulle bedien God. Sekerlik kon God net sê, hemele gaan oop. Ek het nie die olie en die meel van hierdie vrou nodig nie. Of toe Jesus vir die vrou vra, die Samaritaanse vrou vir 'n slukkie water. Hy wat die lewende water is. En hy kom kies in hierdie verhaal om nog steeds na 'n man te kyk en te sê, ek het jou donkies nodig. Het God regtig ons vrygewigheid nodig? Het God regtig jou vrygewigheid nodig? Jy sien, God vra nie omdat hy 'n tekort het nie. Hy is die skepper van alles. Hy vra omdat hy jou hart soek. Dit gaan nie oor wat in die hand is nie. Dit gaan oor wat in die hart is. En so Jesus self kom leer ons in Matteus 6, sien ons vers 21, dan sê hy, en daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Hoor wat sê vers 24. Niemand kan tegelykertyd 2 baase dien nie. Hy sal of 'n renons in die een hê en van die ander een hou, of hy sal aan die een lojaal wees en aan die ander een geringskat. Om God en die geld God saam te dien is onmoontlik. Ek wil gou vir julle wys. Jy het 2 in hierdie versie het jy 2 trone. 2 plekke van heerskappy. En so hierdie vers sê, of jy dien God, die skepper van hemel en aarde, die een wat alles gemaak het, of jy dien Mammon. Baie duidelik leer Jesus ons, jy kan nie albei dien nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om by een maatskappy te werk
jou 45 uur daar te werk en terselfdertyd op 'n ander plek te werk, jou 45 uur daar te gee en seker te maak albei is ewig gelukkig. Dit is onmoontlik. En so God kom vra nie omdat hy tekort het nie, hy kom vra omdat hy jou hart soek. En so die vraag is, watter een is jy besig om te aanbid? Dit is interessant, as ons die Bybel bestudeer, nêrens in die hele Bybel, Ou Testament en Nuwe Testament, sien ons hoe God homself ooit in teenstand met iets anders te sit, behalwe mammon nie. Hy sê nie, jy kan of sport dien of my nie. Jy kan of jou vrou dien of my nie. Hy sê nie eers selfs, jy kan of Satan dien of my nie. Maar tog kom doen hy dit met die geldgod, die gees agter dit wat welstand bring. Ek sien in die God Mammon sien ons 'n valse hoop. Wanneer ek genoeg het, is ek okay. Ons sien 'n valse sekuriteit. Ons sien 'n plek van ek is in beheer. Ek is in beheer. 2 Korintiërs 9 vers 10 staan daar. En hy, wie is die hy? God. Wat saad gee vir die saaier om te saai, sal ook vir hom brood gee om te eet. Alles wat ek en jy het, kom van dieselfde bron. Dit maak nie saak deur watter kanaal nie. Jou eie besigheid, 'n salaris, maak nie saak deur watter kanaal nie, die bron bly dieselfde. So die sekuriteit wat ons vind in Mammon is 'n leuen. Onthou julle COVID? Hoe ons sekuriteit gelyk het? Hoe ons beheer en mag gelyk het in daai oomblik? God vra nie omdat hy tekort het nie. Hy kom vra wat hy nie het nie, sodat jy deur jou vrygewigheid jou hart kan beskerm teen die dien van Mammon. En hoe mooi is dit nie as ons kyk na wie hierdie God is van ons. Hy verplig ons nie. Nêrens in die woord verplig hy jou of my om iets te moet doen nie. Hy gee ons die keuse. Hy sê, gee aan die armes, maar dit bly 'n wilsbesluit. Bly 'n wilsbesluit. En wanneer ek en jy besluit om te gee, wanneer ek en jy besluit om ons hande oop te maak, maar dit gaan nie oor wat in die hand is nie, dit gaan oor wat in die hart is. Wanneer ons besluit om oop te maak, dan is ons harte veilig, ja, maar hy gebruik dit, hy vermenigvuldig dit tot voordeel van ander. Sien die beeld van Moses. Moses het 'n staf gehad. En wat kom doen God met die staf? Hy gebruik die staf, dit wat in Moses se hand is, om die water oop te maak sodat duisende mense kan deurloop. Hy vat wat in die hand is tot voordeel van ander. Die weduwee met die meel en die olie. Hy gebruik dit wat in haar hand was en hy voed haar na gesin vir maande. Die disippels se gehoorsaamheid. Hy vat die disippels se gehoorsaamheid en hy bou die kerk daarop. Die seentjie met die 2 visse, 5 broodjies. Hy vat dit en hy voed 5000 mans en vrouens en kinders. En daar bly oor 12 mandjies vol. Hy kyk na Petrus en hy sê, Petrus, kan ek jou boot leen, want ek wil dit op staan, dit word 'n preekstoel. En duisende mense ontvang die evangelie. En dan sien ons Josef van Arimatea, kan ek jou graf leen? Net vir 3 dae. En vandag, duisende, miljoene mense reg oor die wêreld getuig van hom as koning, omdat hy uit die graf uit geloop het. Jesus soek wat in ons hande is. Hy vra wat hy nie nodig het nie, sodat hy dit kan vermenigvuldig en duisende mense kan bedien. En in hierdie Palm Sondag lees ons hoe hy kom by 'n eenvoudige man en hy vra hom vir sy 2 donkies. En sy reaksie vers 3. Die Here het hulle nodig, het die disippels gesê. En dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Hierdie eenvoudige man se hart was 'n hart wat God wou dien, die Here wou dien. Hy het hulle dadelik laat gaan. Hy het nie vasgehou aan sy donkies nie. Klink so niks seggend, nê? 2 donkies. Wat se invloed het hierdie 2 donkies dan nou in die koninkryk gehad?
As God vat wat in ons hand is en hy wil dit vermenigvuldig tot bediening van baie mense, wat se invloed het hierdie 2 donkies gehad? Sien, met die gee van hierdie 2 donkies word 'n profetiese woord wat 500 jaar voor Jesus se geboorte gespreek is deur die profeet Sagaria. Deur die gee van hierdie donkies word daardie woord vervul. En hoef ons nie te twyfel oor of is hy die Messias of nie. Sagaria 9 vers 9 staan daar. Kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig op 'n donkie. En God kom en hy kom vra wat hy nie nodig het nie. Maar hy wil hê jy moet deel wees van sy storie. Net soos die weduwee deel is van sy storie, net soos die Samaritaanse vrou deel is van sy storie, net soos die seentjie met die ek vergeet altyd 2 visse, 5 broodjies, deel is van sy storie. Is hierdie man ook deel van sy storie. Ek onthou in COVID, as julle deel was van hierdie gemeente, weet nie of julle kan onthou nie, ons het foto's uitgestuur en dat ons sê, as gemeente wil ons graag omsien na mekaar. Ons het 'n foto uitgestuur van hoe ons pakkies wil maak, wat ons alles in hierdie pakkie wou sit, wat ons dan sou aflaai by mense se huis wat in nood was. Onthou julle dit? En baie mense het kos na ons huis toe gebring. Pakkies is gepak en ons het afgelewer reg deur COVID. Ek het daai pampiertjie gehad wat gesê het ek mag ry, ek se dominee. En ek onthou baie spesifiek een van hierdie afleweringe. Dit was by iemand in die aanddiens, woonstel, en Donovan, wat toe nog deel was van ons span, het die pakkie gaan aflaai, en die vrou, sy sussie het saam met haar gebly. En die sussie was oorweldig met wat sy hier gesien het. Hoe is dit moontlik, dat hierdie vreemde mense kos na ons te bring? Wie is hierdie mense? En sy het onmiddellik begin vra. Hoekom gee julle om vir ons? Hoekom bring julle kos? En so eenvoudig kon Donovan verduidelik, maar jou sussie is by ons in die kerk, ons is die kerk, en hy het die hele storie verduidelik. En vandag sit daardie sussie in ons aanddiens. Here aangeneem is gedoop. Dit is wat gebeur wanneer die Here vra vir iets wat hy nie nodig het nie. Hy vat 'n oop hand en hy vermenigvuldig dit, wat duisende mense impakteer. Die disippels het die donkies gevat, na Jesus toe gebring, hulle klere oor die donkie gegooi, dat Jesus op die klere kon sit, en op pad Jerusalem toe sien ons die mense vooruit gaan in die pad vir hom regmaak, hulle kledingstukke op die pad gooi, en palmtakke of takke gooi, en dan skree Hosanna, die seun van Dawid. En wat is die impak van hierdie beeld? Baie mooi beeld. Dink net gou, hier kom Jesus op 'n donkies. Klere oral op die pad en hierdie takke wat daar lê en mense wat sing. Hosanna vir die seun van Dawid. Wat is die impak van hierdie beeld? Vers 10. Staan daar, toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele Pretoria in rep en roer. En hulle kom uit en hulle vra, wie is hierdie man? En die antwoord baie eenvoudig, dis Jesus. Hierdie man is Jesus. Die vrygewigheid van een man, die 2 donkies, word die voertuig, waardeur 'n hele stad by die plek kom om te vra, wie is hierdie man? En die antwoord ontvang, dit is Jesus. En weet julle wat vandag nog steeds? Elke keer wat iemand gee, vandag nog steeds, elke keer wat iemand sê, Here, hier is my donkies. Vandag nog steeds, elke keer as jy sê, Here, gebruik wat ek het, dan vat God dit, en hy gebruik dit om iemand wakker te maak, om uit te roep, wie is hierdie man? Hierdie saal, kyk gou na die saal, dis 'n mooi saal, nee. Ons is al 17 jaar, ons is op pad 18 jaar in hierdie saal. Ek sien volgende 2 besoekers hier, wat in die begin was, Louise, wat nou getroud is.
Hulle was in die begin hier, toe hier nog houtvloere was, baie van julle was hier nog houtvloere was. Vir 17 jaar, die klaskamers, die tee en die koffie, Johan en Rihanna Stein, ons het die reëls gebreek daai tyd, ons was 'n connect groepie. Ons het 'n gemengde connect groepie gehad. 2008, kon onthou 2008, ons jeugpastoor vanoggend wat daar buitekant met soveel energie en passie bedien, Michael, was in die kinderkerk, saam met my dogters. Ek onthou hoe Johan, hy het volgende gedeel, hy kom op by my kantoor en ons het saam gewerk. Hy kom in die kantoor en hy sê, Donnie, ek was hierdie naweek by hom Angus op Loftus en ek het my hart vir Jesus gegee en so passievol soos ek is, sê hy, sit ek terug. En ek sê, great, en nou? En dis hoe ons connect groep begin het. Maar ek het in 17 jaar gesien hoe Here mense se lewens aanraak en verander. Ek het in 17 jaar gesien hoe ek afgerig het by Tuks en 'n hele span op 'n plek kom waar hulle knieë buig voor die Here. Hoe ons bussies volmaak en hom Angus toe ry op sy plaas. Hoe beserings omgedraai het in die span wat by mekaar kom en hande opgelê word en ons bid vir daardie speler. Ek het harde man sien huil in 18 jaar. En hulle knieë buig voor die Here. En die Here begin aanbid. En ek sien hoe daardie gesin verander. Alles wat ons hier sien, alles wat ons ervaar, alles waarvoor ons kan dankbaar wees. Louise was deel van die eventspan van Tshwane. Al die events wat ons in Tshwane gehad het, het sy gereël. Alles wat ons hier sien, 17 jaar, is omdat daar mense is wat verstaan wat dit beteken om hande oop te maak en te sê, Here, hier is wat ek het, gebruik dit. En elke getuienis op getuienis op getuienis is 'n getuienis van iemand wat gesê het, Here, hier is dit wat ek het, gebruik dit. Net hierdie jaar alleen in ons dienste. Dit beteken nie ingesluit wat in die connect groepe gebeur of wat by die werk gebeur, net hier by ons dienste, 48 mense tot bekering gekom. 20 mense is gedoop in ons dienste hierdie jaar. Mag dit meer raak. Maar kan ons dankbaar wees vir dit wat die Here vat en hy vermenigvuldig dit. En dit bedien mense se harte. God vra wat hy nie nodig het nie. Om jou in te nooi in die ewigheidsstorie wat hy besig is om te skryf in iemand anders se lewe. God vra wat hy nie nodig het nie. Om jou hart te beskerm teen die dien van Mammon, om jou te kry, om deel te wees van sy storie, maar ook om jou deel te maak van die ewigheidsstorie wat hy besig is om in elke naam wat jy vanoggend kan opnoem, in hulle lewens te skryf. En jy sit volgende dalk daar en jy sê, dit wat ek het, is niks seggend, is so klein. Ek kan nie dink is kleiner as 2 visies nie. Ek kan nie dink dis kleiner as 5 broodjies nie. Die Here wil gebruik wat in jou hande is om 'n ewigheidsverskil te maak. Hoor gou wat sê Lukas 16 vers 10. Wie in die geringste betroubaar is, die wat in die klein goedjies betroubaar is. Wat is klein? Alles wat aards is klein. Ek leer my seun tans, jou fiets, as jy nie getrou kan wees om jou fiets skoon te hou en op sy plek te sit nie, dan kan pappa nie vir jou meer goed gee om jou mee te vertrou nie. En so God kom en hy sê, alles wat jy het, alles het ek geskape en vir jou gegee. As ek jou daarmee kan vertrou, is wie in die geringste betroubaar is ook betroubaar waar dit om baie gaan, waar dit oor ewigheidsgoed gaan, waar dit oor lewens gaan. En wie in die geringste oneerlik is ook oneerlik waar dit om baie gaan. Daar is so baie goed wat ons vanoggend uit hierdie storie kan leer van wat dit beteken om regtig volgens die woord van God vrygewig te wees. Wat dit beteken wanneer God vra vir iets wat hy nie nodig het. Maar die grootste les lê nie in die storie van die man wat sy 2 donkies gegee het nie.
hierdie beeld van Jesus wat in Jerusalem inry, mense wat sing, kan dit net nie indink nie. Duisende mense, Hosanna vir die seun van Dawid. Die storie en die les van vrygewigheid gaan eintlik oor die lam wat op die donkie sit. Sien, hierdie intog in Jerusalem in was die begin van 'n week wat gevul was met pyn, eensaamheid en dood. En die God wat alle rede gehad het om sy rug op ons te draai, omdat ons hom verwerp het, kies om 'n weg te maak vir ons om in verhouding met hom te staan. Kies om 'n weg te maak sodat ek en jy vir ewig saam met hom kan wees. Hy kies om oorvloedig vrygewig te wees. Ek dink in hierdie oomblik moet dit nie gaan oor wat is die persentasie of hoeveel nie. Nee. Ons kyk na ons koning en ons sien hy gee oorvloedig. God kom en hy kom gee sonder enige voorbehou. In oorvloed gee hy. Dit wat ek en jy nie verdien nie. Daar is nie 'n groter les van vrygewigheid as wanneer ons kyk in die oë van Jesus en ons sien God gee wat hy nie hoef te gee nie, sodat ek en jy kan ontvang wat ons nie verdien nie. God wys vir ons wat dit beteken om in sy koninkryk vrygewig te wees. Dis om met oop hande te staan en te sê, Here, alles wat ek het U geskape. En dit wat U vra, Here, is U se. Help my om dit te hanteer met die gesag van waaraf dit kom. En om met oop hande te staan. Sodat U deur my, Here, en deur dit wat ek kan bring, dit kan vermenigvuldig in duisende mense se lewens verander. En weet wat is die mooi beeld van hierdie storie? Soos 2000 jaar terug, is God nog steeds besig om te soek waar hy kan gee. Vandag sit hier soveel van julle, en dalk is hier iemand wat vandag net nodig het om te weet, ek is okay. Ek is okay. En hy loop rond, en hy wil vanoggend vir jou kom sê, met my in jou lewe, hoef jy niks te vrees nie. Miskien sit jy vanoggend hier, en jy het nodig, jy het materiële goed nodig, jy het geld nodig, dit gaan finansiëel nie goed nie. En soos 2000 jaar terug met hierdie beeld van Jesus wat inkom om sy lewe neer te lê, sê hy vanoggend vir jou, ek is hier om vir jou te gee. Ek begeer om vanoggend vir jou te gee. Miskien vertrou jy die Here vir genesing. Miskien sit jy vanoggend hier en jy vertrou die Here vir herstel van verhouding. En die Here wil vanoggend vir jou kom sê, ek is hier om vir jou te kom gee dit wat jou hart begeer vanoggend.